Jy kan op die water loop. Daar's 'n sêding van Vivian Green wat ek baie keer sommer net kwyt raak. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Het jy die vermoë om die dromslaaf van die donderweer te gebruik as die ritme van jou dans hier op aarde? In die ou dae, die skeepvaders, nie storms gevrees nie, inteendeel hulle het storms gevrees, maar hulle die windstiltes nog meer gevrees, want die storm het energie, daai storm bedreig jou, maar dit vat jou iewers heen. En die windstiltes los jou net daar waar jy is, die water raak op, die kos raak op, die son brand jou, hier is in die middel van die see, en jy gaan nêrens heen nie. Verstaan jy? Hoe om energie van die storms in jou lewe te gebruik om te gaan na die oorkant. Ja, ons gaan vandag nog baie keer praat oor die oorkant. Die oorkant is daai destiny wat jy oordroom, daai bestemming wat God vir jou het. Nadat Jesus die brode vermeerder het, word die volk om die volgende oggend dwing om koning te word, want hulle het gesien, hy kan vir ons kos gee, hy kan vir ons sorg. Is ek en jy ook op daai plek, dat ons baie keer vashaak, waar ons koning wil dwing, om vir ons te sorg? Ons maak om die koning vir die sorg, die koning vir die brood, en ons sê ons die brood nodig, maar eintlik het ons die brood nodig. Soms wil ek en jy, om ook dwing, om ons voorsiening koning te wees. Maar dan, en dis 'n baie groot dan, wil ek vir jou Matteus 14 vers 22 lees. Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant. Daar's daai woord oorkant. Dis twee woordjies in hierdie vers. Die een is hy het hulle gedwing, dis die eerste keer in die Bybel wat ons sien dat die oorspronklike sê hy dwing hulle om iets te doen. En dan het ons daai woordjie oorkant. En ek wil jou vandag in die oë kyk en ek wil vir jou vra, het jy 'n oorkant? Ervaar jy die vreugde daarvan om te leef vir 'n opdrag groter as jouself? Ervaar jy die storms van omstandighede? Of ervaar jy die storms op pad na jou oorkant? Daai plek wat God vir jou het, daai plan wat hy vir jou het, daai iets in jou lewe wat die moeite werd is om 'n prys voor te betaal. Leef jy, en soms ek, vir oorlewing? Of ervaar jy die opwinding en die spanning van die rit na die oorkant? Ons almal het opwinding in ons lewe, en dis lekker, maar ons het almal ook spanning. En jy kan twee soorte spanning sê, die spanning van survive, van oorleef, of die spanning van die storm op pad na jou oorkant. Vers 24. En die beskuit was al in die middel van die see, dis die see van Galilea, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Daai woordjie getuister beteken gemartel. Het jy 'n droom wat so groot is, het jy 'n opdrag wat so groot is, dat het soms vir jou voel, die lewe martel jou, maar dis nie daai martel vir oorlewing nie, dis daai martel van die oorkant. Vers 25, maar die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom sien loop, word hulle ontsteld en sê dis 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Die verlosser, hulle verlosser, lyk skielik in hierdie omstandighede na 'n spook. Storms maak dat ek en jy nooit ons verlosser kan sien vir wie hy is nie. En soms kom hy na ons toe al wandelende op die water van ons lewe en ons omstandighede en ons sê, wow, beter die duiwel wat ek ken is die een wat ek nie ken nie, is 'n spook op pad. Dan maak storms dat ek en jy altyd 'n groot vraag vra. Dit klink na 'n onskuldige vraag, maar is 'n baie gevaarlike vraag. Ons vra hierdie vraag, is dit my omstandighede? Is dit my skuld? Is dit my skuld? En daai een sin in jou en my gemoed sê dat ons kyk, ons verlosser mis, ons sien ons verlosser vir 'n spook. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dis ek, moenie vrees nie. Jy sien,
die storm op pad na sy oorkant, het vir een man in hierdie boot te erg geword. En dit is Petrus. Hoor wat sê vers 28, en Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. Met ander woorde, Here, as dit U is, as U nie 'n spook is nie, vat my weg van die oorspronklike opdrag, sien julle aan die oorkant. Soms bid ek en jy, en ons bid vir 'n wonderwerk, maar eintlik is dit 'n wonderwerk wat ons wegvat uit daai opwindende pad na die oorkant van jou lewe. Daai plek waar jy in die skepingsdoel is waar Vader God vir jou het, daai plek waar jy 'n prys het om te betaal, wat dit opwindend is, om deur die vuuroond vir hom te loop. Jy sien, want elke mens het 'n bevel nodig in sy lewe. Die disippels het die bevel gekry, ek dwing julle in die skei in, kry my aan die oorkant van die see. Bevele van ons koning gee doel en rigting in ons lewe. Daar in daai bevel van die koning, wanneer ons dit gryp en begin doen saam met ons gemeente, daar word betekenis in ons harte gebore. Iets wat jou uitdaag om op die water te loop. Hoor wat sê vers 29. En Jesus sê, onthou Jesus weet, hierdie ou wil uit die skip uitkom, hierdie man vlug eintlik vir die opdrag, maar hy sê die volgende, want sy genade is groot, hy sê kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus toe te gaan. Maar, vers 30, toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en hy het begin sink. En hy roep en hy sê, Here, red my. Klink dit na oorlewing? Die oomblik toe hy uit die opdrag van die Here uitklim en hy stap op die water, hy loop binne in die wonderwerk, in 'n oogwink, toe verander sy wonderwerk na 'n stryd om oorlewing. Hy wil verdrink. En ek en jy doen dit so maklik. Ons is so maklik op die plek waar ons bid vir die wonderwerk om eintlik uit ons opdrag uit te kom, om te ontsnap van die omstandighede wat ons vat na die plek, na die oorkant. En op daai oomblik beland ons na 'n siklus van oorlewing. En ons begin gebede bid wat sê, Here, ek het nodig. Ons begin kyk na ons gemeentes en ons sê, wat kan julle vir my doen? Ons vergeet heeltemal oor wat kan ons doen. Wees versigtig waarna jy kyk, wanneer jy en ek na ons oorgang gaan. Dit waarop jy kyk is so belangrik. Want jy sien, vrees wil jy altyd terugvat na die stryd vir oorlewing. Dit wil jou uit die boot uit laat klim. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? En dis die groot vraag, waarin en waaraan het Petrus getwyfel? Jy sien, hy het getwyfel aan sy vermoë om te kan loop op die water. En ek wil vandag jou in die oë kyk en ek wil vir jou vra, twyfel jy nou op hierdie oomblik, in hierdie week? Want die groot vraag is, wanneer het hierdie storm wat hierdie klomp manne so bang gemaak het, gaan lê? Vers 32. Daarom klim hulle, en dis Petrus en Jesus in die skei, en die wind het gaan lê. Die oomblik, toe Petrus saam met Jesus terugklim in die oorspronklike opdrag, gaan na die oorkant, gaan lê die wind. Miskien is daar 'n storm in jou lewe en die storm het gebeur omdat jy iewers uit die skei van jou oorkant uitgeklim het, uit daai opdrag wat God vir jou het. Dalk staan jy nog op die wal en jy het nooit ingeklim nie. En jy kyk na die storms op ander mense se, die see van ander mense se lewens. Wil jy die wind moet gaan lê? Wanneer jy staat maak op jou verlosser en sy hand vat, is net 'n armlengte weg, en terugklim in die skip wat gaan na die oorkant, gaan lê die wind. Die wind het stil geraak, toe Petrus terugklim in sy oorspronklike opdrag, gaan na die oorkant. Soms is jou en my storms nie net 'n gebed ver nie, maar 'n terugklim ver. Waarin moet ek en jy terugklim? Wat gebeur
as ons verdwaal na ons oorkant, iewers gebeur daar iets, iewers is daar 'n skielike storm, ons kan die storm nie verstaan nie, want ek doen dan die wil van die Here, en ons klim uit, en dan kom ons by daai plek, waar ons heeltemal verdwaal, en skoon vergeet, ons te oorkant, en ons oortuig onsself, die oorkant, die plan wat die Here vir ons het, is te groot, of ons het verkeerd gehoor, of is nie belangrik nie. Ons selfbeeld, en ons selfrespek verdrink wanneer ons vergeet waantoe ons op pad is. En hoe weet ek dat dit gebeur? Hoe weet ek my lewe het op daai plek gekom? Jy sien, lae selfrespek sal altyd met die koers van die minste weerstand inslaan. Is jy al by daai plek waar jy soms sê, nee, die visie van my gemeente is te groot. Nee, ek wil uitklim uit hierdie visie uit, want ek hou nie van dit, of van dit, of van dit nie. Gee jy selfs, bid jy selfs vir 'n wonderwerk, om uit die pad uit te klim na jou oorkant. Lae respek, lae selfrespek, sal altyd die koers van die minste weerstand inslaan. Soms is ons bloot in ons lewe nie suksesvol nie, want ons operate op daai plek van die minste weerstand die heeltyd. Dan gebeur daar in vers 33 'n merkwaardige ding. Hy sê, toe kom die wat nie skeid was, en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. Wanneer ek en jy terugklim in die pad na ons oorkant, waar ons oorspronklike visie weer gryp en vasvat. Op daai oomblik sê die mense om ons, waarlik, dis die Seun van God wat werk in hom. Ons lewe begin om die identiteit van Christus te bevestig. Ons kan nie sy identiteit bekend maak as ons die hele tyd veg vir oorlewing nie, maar wanneer ons terugklim in ons doel, of dalk vir die eerste keer, inklim in ons doel. Jy staan dalk nog op die strand en jy sê, ek is 'n disipel, ek sal nie gedwing word om die skei in te klim nie. Die Bybel sê Jesus het hulle gedwing. Maar dis nie daai dwing met 'n verny nie, dis daai dwing wat sê, ek wil jou so graag na 'n beter plek in my wil vat. Kom ons sluit af. Ons het nie begin gesê. Gelukkig is die mense wat geleer het om in die reën te dans wanneer daar storms in hulle lewe is. En die vraag is, hoe leer ek en jy om te dans in die reën? Vind jou oorkant. Gaan na die Here toe hierdie week en sê, Vader, wat het U vir my? Gaan bid daai gebed en sê, Here, wat het U vir my gemeente? Bid vir jou predikant of jou leraar of jou herder en sê vir hom, Here, wys hom waar is ons oorkant. En fokus op sy plan vir die koninkryk en die golwe sal verdwyn. Het is baie interessant dat die golwe eers stil raak wanneer jy vergeet van die golwe en begin om jou oorkant raak te sien. Onthou, jy is nie die redder nie. Hy is. Hou op om te sê, ek gaan die leiers bokant my red. Hou op om te sê, ek gaan my selleier red. Hou op te sê, ek gaan my pa of my ma net die hele tyd red, want hulle doen nie wat ek dink reg is nie. Kom by die plek waar jy sê, daar is net een redder, dis Jesus, en ek maak op hom staat, hy sal die storm stil maak. Maak nie saak in watter aspek van jou lewe daar storm is op hierdie oomblik nie. Onthou, jy is die redder van jou voete. Met ander woorde, jy kan besluit, voete bly in die skip op pad na die oorkant. Maar jy is nie die redder van jou omstandighede nie. Jesus is. Hy het bloed gesweet, want hy het ook 'n oorkant gehad, en sy oorkant het op die kruis geëindig en begin. Dit was 'n baie moeilike oorkant. Self Jesus het gesê, Here, as U wil is, laat dit net verby my gaan. Maar nie my wil nie, U wil, en op daai plek klim hy terug in die skip. Jesus het in daai tuin gesit en bloed gesweet en vir 'n oomblik in sy gedagtes gesê, doen 'n wonderwerk dat ek uit die skip uit kan klim soos Petrus. Maar toe sê hy, Vader,
nie my wil nie, maar U wil. En wanneer jy op die water begin loop, loop in die regte rigting. Die regte rigting is terug na sy plan vir jou. Op die ou einde gaan die koninkryk nie oor ons gemak nie. Dit gaan nie oor die hope seën in ons lewe nie. En daar is baie seën oor die lewe, in die lewe, want ons dien 'n genadige God. Dit gaan oor die oorkant. Daai pad wat hy vir jou het, en daai pad wat hy vir my het. En dis die enigste ding wat betekenis aan ons lewe gee. Dis die enigste ding wat ons weer daai selfrespek gee om breë bors op te staan en te sê, ek is op pad iewers heen saam met my koning. Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil vir elkeen bid en vir myself vandag, dat U ons oorkant sal wys, dat ons uitverkoop sal wees, dat ons dapper sal wees, om te gaan na die oorkant wat U elkeen van ons het. Ons eer U vandag, dat U ons hier op aarde gebruik, vir U groot plan, in die heelal, in die naam van Jesus. Amen. Ek sien jou volgende week, althans in 2 weke, en die einde van die jaar kom maar net elke tweede week 'n preek van my op YouTube uit. In die Agape se YouTube en Bikers Church se YouTube kom het elke week uit. Ek en Wimpy wissel af. En ek weet sommer uit volgende week vir jou 'n woord wat diep gaan slaan en diep gaan tref. Hy is die een wat ons lei op hierdie pad na Bikers Church se oorgaan. En op daai plek na die oorgaan wil ek by jou pleit. Klim terug in die skip. God het 'n groot plan vir jou en ek en jy het manne nodig wat ons gaan wys om te kom in daai oorkant. Bid vir hulle en dra hulle in die gees in die naam van Jesus. Seën vir die week. Sien jou